Goeiedag en welkom by Teologie en Profesie. Hierdie is episode 11 van die reeks Die Groot Noord-Suid Stryd en vandag se titel is Wie is die konings van die noorde en suide? In die vorige episode het ons 8 vrae gestel en 2 beantwoord, naamlik wanneer die tyd van die einde is en wie die ongeïdentifiseerde hy in Daniël 11 vers 40 is. En ons het bepaal dat die tyd van die einde nie 'n spesifieke tydstip is nie, maar 'n tydperk wat in 1798 begin het en gaan eindig op die tyd wat op hierdie tydstip nog nie aangebreek het nie, maar gekoppel is aan 'n tydstip teen die einde van hierdie tydperk wanneer 'n entiteit genaamd Michael op die toneel gaan verskyn om die mense van Daniël te verlos. Die volgende vraag is, wie is hierdie konings waarvan ons lees? Die konings van die noorde en suide. Vir die antwoord daarop moet ons teruggaan na die begin van hoofstuk 11. Kom ons lees, Daniël 11 vers 1. En ek, in die eerste jaar van Darius die Mede, het ek opgetree as 'n versterking en beskutting vir hom. Hier het ons 'n naam wat ons kan gebruik om hierdie teks op die tydlyn te plaas. Die geskiedenis bevestig dat Darius inderdaad 'n mediese koning in 539 voor Christus was. Ons het dus 'n springplank van waar ons kan begin. Ons het 'n koning, 'n koninkryk en 'n datum. Darius die Mede het Babylon regeer na die oorname van Medo-Persië. Sien Ezra 6 vers 1. Daniël 11 vers 2. En nou sal ek jou die waarheid te kenne gee. Kyk, nog 3 konings sal opstaan vir die Perse. Kom ons lees net eers daai deel. Nou met Darius die Mede se rol gevestig, skuif die profesie na Persië se opkoms onder Kores, of dan in Engels Xerxes, en die daaropvolgende konings. Die Bybel verwys na 3 Persiese konings en dit is nou na Kores, né? Hulle was eerstens sy seun Cambyses, tweede was Smerdis, ander verwys na die naam Bardia Galmat, en dikwels was hy beskou as 'n bedrieër. En dan 3 Darius 1, Hystaspes, en dis nie dieselfde persoon as Darius die Meder nie, maar 'n ander Persies gebore persoon. Daniël 11 vers 2, nou lees ons die tweede deel. En die 4de sal groter rykdom verwerf as almal, en as hy sterk is, deur sy rykdom, sal hy alles in beweging bring teen die koninkryk van Griekeland. Hystaspes het Ahasverus gevolg, wie bekend was vir die inval van Griekeland. Verder beskryf Ester 1 vers 4 Ahasverus as baie ryk. Hy is histories bekend vir die oorvloed van rykdom wat hy aan Persepolis se groot bouprojekte spandeer het. Ons tydlyn is dus steeds akkuraat en die geskiedenis bevestig profesie. Daniël 11 vers 3. En 'n magtige koning sal opstaan wat met groot heerskappy sal heers en sal doen volgens sy wil. Nou met Persië se sleutelkonings uiteengesit in vers 2, draai die profesie na 'n magtige koning wat die heerskappy na Griekeland verskuif. Die antwoord op ons vraag oor die identiteit van die koning van die noorde en suide begin in die volgende vers ontvou. Daniël 11 vers 4. En wanneer hy opstaan, sal sy koninkryk verbreek word en na die 4 windstreke van die hemel verdeel word, en nie aan sy nageslag of volgens die heerskappy waaroor hy geheers het nie, want sy koninkryk sal uitgeruk word, selfs verander buiten hulle. Met Alexander se ryk verdeel, dis nou hoofstuk 11 vers 4, verskuif die fokus na die konings van die suide en noorde, wat uit sy generaals voortgekom het. Dit het soos volg gebeur. Nadat Alexander gesterf het, is sy ryk verdeel tussen 4 generaals. Cassander in die weste, hy het Macedonië en Griekeland gekry.
Dan Lysimachus in die noorde, die het Thracië en Klein-Asië gekry. Seleucus in die ooste het Sirië en Mesopotamië gekry, en laastens Ptolemeus in die suide, hy het Egipte gekry. Ons kom nou tot die gevolgtrekking, dat die koning van die noorde verwys na die heersende mag van die noordelike deel van Alexander se verdeelde ryk op enige spesifieke tyd. Spesifiek die Seleukidiese ryk, dis nou Sirië of die Babylon streek, wat gebiede noord van Palestina verteenwoordig. Terwyl die koning van die suide verwys na die Ptolemaiese ryk, wat gebiede suid van Palestina verteenwoordig. Hierdie benamings het op die ryke, of in Engels, dynasties, van toepassing gebly, nie op die individuele konings nie. Let wel, want hierdie konings sterf en word opgevolg, en die enigste ding wat konstant bly, is die streek. Histories het die Seleukidiese ryk noord en die Ptolemaiese ryk suid gebots, met die heilige land in die middel vasgevang. Met verloop van tyd het ryke opgestaan en geval, en die volgende hedendaagse leiers verteenwoordig hierdie streke. Daniël 11 vanaf vers 6 gaan voort om die heersende ryke oor 23 eeue tot vandag toe uiteen te sit. Laat ek 'n paar punte uitlig. Ptolemeus se dogter Berenice trou met Seleucus I, die eerste koning van die noorde, daardie generaal. Dis vers 6. Ptolemeus Euergetes, of soos hulle hom noem, Ptolemeus III, ons lees van hom in vers 7 tot 9. Dan Seleucus Callinacus, hy was die seun van Antiochus II, en dan Antiochus Magnus, hierdie twee was broers, lees ons van in vers 10. Philopater, dis nou Ptolemeus IV, en sy aardsvyand Antiochus Magnus, lees ons in verse 11 tot 13. Dan sien ons die oorgang na Rome, en daar word daar verwys na Rome as die rowers van jou volk, in vers 14. Dan sien ons Pompei van Rome, val Antiochus Asiaticus aan, in vers 16. Dan in vers 17 lees ons van die Judea-Rome verdrag, in 63 voor Christus. Dan vers 17, Julius Caesar, Tiberius Caesar, in verse 18 tot 22, en dan sien ons die kruisiging van Jesus Christus, wat ons lees van in Daniël, waar hy sê, tot op 'n gesalfde, 'n vors. Dit is nou Daniël 9:25 tot 27. As jy diepgaande studie van Daniël 11 wil doen, let op dat die profetiese volgorde ooreenstem met Daniël 2 se standbeeld. Ons het dit nagespoor. Babylon, Medo, Persië, dit was Darius en Xerxes, of dan Ahasveros. Dan Griekeland, dis Alexander. Dan Rome, Julius Caesar. En Daniël volg historiese opvolgings en verskuif dan die fokus soos God se koninkryk opstaan na Rome. Dan verander die klem na geestelike gesag. Let wel, daar is nie meer ryke in die beeld van Daniël 2 nie. Die laaste ryk is die koninkryk van God, en dit is direk na Rome. So, die ryke wat opgestaan het, soos byvoorbeeld die Byzantynse ryk, of die Islamitiese Ottomaanse ryke, of die Britse ryk, of die huidige Amerikaanse ryk, word nie noodwendig genoem in Daniël 2 nie, maar in Daniël 11 lees ons van dit, en in Openbaring lees ons van byvoorbeeld Amerika. Maar dit word nie genoem nie, wat die beeld van Daniël in Daniël 2 verwys na die gebeure tot en met wanneer die koninkryk
van God opstaan. Met 'n ander woorde, daar word nie meer verwys na wêreldryke nie, want hierdie wêreldryke gaan nog aan op dieselfde trant as daardie eerste ryke, waar dit net gaan oor belastinggarding en om lande in te val en by te voeg by jou koninkryk. Maar dit gaan oor besitting van daardie land. Dit gaan oor grondgebied. Dit gaan nie oor godsdiens nie. Na Rome verskuif die klem na godsdiens, want die koninkryk van God is 'n godsdienstige ryk. Jesus het vir ons gesê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld. En daarom sal jy nie verder lees van wêreldse koninkryke wat nie iets te doen het met geestelike gesag oor 'n mens nie. Soos God se koninkryk opgestaan het na Rome, verander die klem soos ons gesê het na geestelike gesag, nie net ryke nie. Voorbeeld, Byzantynse, Islamitiese en Ottomaanse ryke. Hierdie pas by Daniël 11 se breër omvang. Dit stem ooreen met Nebukadnesar se droom in Daniël 2, wat die profetiese goue draad bevestig. Vanaf Daniël 11 vers 23 is daar 'n verskywing. Die verskywing is, soos ek sê, fundamenteel. Na Rome hou ryke op om blote grondgebied na te jaag. Die stryd is aan die gang. Die koninkryk van God word bekendgestel. Die leiers van die wêreld bevind hulle self nou in 'n geestelike ryk, onbekende gebied. Hulle is nou in kompetisie met God en smag na 'n heerskappy oor harte, gedagtes, siele. Beheer oor wat jy glo, nie soseer waar jy woon nie. Die spel verander. Heidense Rome word pauslike Rome. Die geldeenheid van beheer en heerskappy is nie meer die land waarop jy woon nie. Dit is jou godsdiens. Gedurende die 1260 jaar van pauslike oorheersing gaan die pausdom 'n vlak hoër. Hulle is nou die ryk van koninkryke. Nie bekommerd oor die bestuur van jou land en die oprig van leers en die insameling van belastings nie, maar om jou oortuiging, jou geloof, jou beginsels, moraliteit en etiek te beheer. Hulle word meer en meer vermetel en selfaanmatigend, arrogant. Hulle begin ander godsdienste vervolg, beginnende met die Jode. Hulle verander die 10 gebooie, die Sabbat. Hulle veg teen die Ariërs, wat nie in hulle kernleerstelling, die drie-eenheid, glo nie, en gaan op godsdienstige kruistogte en maak mense dood. Nie om te kry wat hulle het nie, soos byvoorbeeld die Vikings nie, maar om te beheer wat hulle glo, en roei hele lande uit soos die Vandale, die Oosgote ensovoorts, tot op die punt dat die Franse so geïrriteerd geraak het met die Katolieke en hulle godsdienst, dat hulle God heeltemal verwerp en ateïsties geword het. In die tussentyd, terwyl hierdie godsdienstige bekleierery in die westerse wêreld aan die gang is die Ottomaanse ryk besig om veld te wen reg oor die Midde-Ooste, en hulle verskyn op die verhoog as 'n vors waarmee gereken moet word. Maar wat sien ons? Wat is uniek in hierdie geval? Wel, hulle kom ook met 'n godsdienstig gebaseerde benadering. So hier is die vraag: as moderne konings van die noorde nie oor grondgrype gaan nie, maar oor ideologiese invloed, wat sê dit oor vandag se magspelers? In toekomstige episodes sal ons kyk na hierdie vraag. En die vraag: het vandag se konings van die noorde godsdienstige mag? 'n vervolgende mag? Sal dit soortgelyk wees aan die Katolieke Kerk? Miskien 'n beeld daarvan? Miskien 'n beeld van die dier? Volgende episode sal ons vraag 5 tot 8 aanpak en uitvind met wie die engel praat, wie Daniël se mense is, wat die boek is wat die name bevat van diegene wat gered sal word, en natuurlik die groot vraag: wie is Michael? Dankie vir jou tyd, en ek sien uit daarna om meer kwaliteit tyd saam met jou deur te bring in die volgende episode. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus en mag God jou ryklik
seën.